Mense, goeiemôre, Shabbat Shalom van my kant, Frik Weideman, en ek verwelkom jou by hierdie uitsending van Menorah Tabernakel. Nou mense, wanneer dit Shabbat is, dan is daar 'n opgewondenheid in my binneste, want die skrif leer my, vandag, die 7de dag, is 'n heilige dag, dis 'n geseënde dag, dis 'n apart gestelde dag, dis 'n dag wat anders is as die ander dae van die week, en dis die dag wat ons alles op sy sit. En ons bring die eer en die lof en die aanbidding aan ons hemelse Vader, die heilige van Israel. En aan hom kom toe die aanbidding van ons harte. En dis Shabbat. So vandag is dit my voorreg om die woord met jou te kan deel. En wanneer ons deur die woord werk, mense, dan ontdek ons die dieptes van hierdie woord. Maar dis nie al nie. Ek en jy moet shama. Ons moet luister wat die woord sê. En dan moet ons begin reageer in terme van gehoorsaamheid aangaande die woord. Mense onthou net, daar's baie stemme. Daar's stemme van sosiale media, daar's stemme van die wêreld, daar's stemme van die kerk, daar's stemme van tradisies, dan's daar stemme van familie. En dan die belangrikste is die woord van Skepper God. En juis vandag met hierdie Torah porsie 44 wat gaan oor woorde. Onthou net, woorde kan jou bestemming bepaal of dit kan jou weerhou van jou bestemming. Woorde kan bou, woorde kan breek, woorde kan sny, woorde kan herstel. Dit is belangrik en dis hoekom dit vir my as 'n prediker so belangrik is dat my woorde altyd in lyn sal wees met Vader se woorde en dat ons dit sal regkry wanneer ons sy woord bestudeer. Ons kan nie net praat in die wind nie, ons kan nie net, ekskuus nou vir dit, maar ons kan nie net nonsens wil praat nie. Ons moet praat dit wat die woord vir ons gee. En wanneer ons die woord praat, dan praat ons covenant, ons praat verbond. En ek en jy aanbid die verbondsgod, Jod-Hy, Waf-Hy, die Almagtige. Dis wie ek en jy aanbid. So baie welkom vanoggend by hierdie uitsending. Bring asseblief jou pen, jou papier, jou woord, 'n liniaal, 'n highlighter, wat jy ook al gebruik wanneer jy Bybelstudie doen. Ons gaan vandag intap in hierdie pragtige Torah porsie gedeelte wat woorde beskryf. En ek en jy kan die hele dag praat oor woorde. En die woord is duidelik om te sê, dood en lewe lê in die mag van die mond. En wie dit gebruik, wat gebruik ons? Ons gebruik woorde. En wie dit gebruik, sal die vrug daarvan eet. En dis my belangrik. Net ietsie interessants. Ek maak dit nogal 'n punt om te luister wanneer mense praat. As jy vir iemand sou vra, hoorie, goeiemôre, hoe gaan dit met jou? Dan gaan die antwoord kom, nee, dit gaan goed. Dan sê ek maar, hoekom sê ons, nee, dit gaan goed? Hoekom sê ons nie, ja, dit gaan goed. Ek prys sy naam, ek is hier, ek lewe, ek het lug in my longe, daar's bloed wat deur my are vloei, en ek is 'n instrument in sy hand. Ons antwoord altyd om te sê, nee, dit gaan goed, hoe gaan dit met jou pa? Nee, dit gaan goed met my pa. Hoekom sê ons nee? En die rede daarvoor is, ons is altyd eers negatief ingestel, voordat ons dit positief benader. Het is belangrik dat ek en jy die skuif sal maak, as iemand vir jou vra, hey, hoe gaan dit met jou? Dat jy sal sê, man, weet jy, hoeveel tyd het jy? Met my gaan dit goed, ek eer Abba, ek het opgestaan, as lig in my longe, ek kan sien, ek kan hoor, ek ervaar, en weet wat, ek beleef sy teenwoordigheid. Jy gaan daai ou aan die ander kant, gaan jy skok, jy gaan hom van sy voete af, hy gaan nie weet wat om vir jou te sê nie, want ons hoor dit nie, en woorde is so belangrik. Nou ja, mense, kom ek en jy begin, dankie dat jy ingeskakel is, kom ons bid saam, en ons vra dat Vader, hierdie woord sal seën, ek moet uit die pad uitkom, en dat hy op die voorgrond sal kom, en dat sy naam, sy koninkryk, herstel sal word, in 'n wêreld wat op soek is na hom, en hom nie kry nie. En daai verantwoordelikheid lê by my, en dit lê by jou, want die wêreld kyk na jou, en hulle soek Elohim, en hulle soek hom by jou. Hoe leef ons? Hoe praat ons? Wat se woorde uiter ons? En dis vandag vir my so belangrik. So, mense, kom ons bid saam, en ons vra Vader se seën op sy woord. Halleluja. Hemelse Vader, ons kom vanmôre na U toe op hierdie pragtige Shabbat, en ons bely en verklaar, dat U en U alleen is aanbiddingswaardig. U is lofprysingswaardig.
En dankie dat ek ook weet dat ons nader u troon in die naam van Yeshua, Messia die gesalfde, wat vir ons die prys betaal het op Golgotha, wat vir ons die weg gebaan het, die voorhangsel het geskeur, sodat ons toegang het tot die allerheiligste. Dankie daarvoor. Yeshua, Messia die gesalfde, baie dankie dat u gewil het om na hierdie aarde te kom. U het mens geword, u het vlees geword, u het onder ons kom woon, u het ons kom leer wat het is om Vader te aanbid, om in gees te aanbid. U het net vlees geword. U is Elohim wat vlees geword het en ons kom leer het hoe om in die gees, Jodai Wafai, die Almagtige te aanbid in die gees. Help ons vandag om te verstaan. Help ons om ons woorde te verander. Dat ons bestemming sal bereik, want woorde wat ons uiter, beperk ons of woorde gee vir ons momentum. En ons bid vandag dat u woorde in ons mond sal plaas, vanweë ons verantwoordelikheid om u woord te bestudeer, dat ons soos u sal praat, soos u sal funksioneer, soos u sal optree. My gebed vandag is, Vader, dat elke persoon wat ingeskakel is, dat ons u karakter sal uitleef in 'n wêreld wat op soek is na u. En dat hulle daardie karakter in ons sal raak sien, nie om ons op te lig en uit te lig nie, maar om ons nederig te hou voor u aangesig. U woord sê, u weerstaan die hoogmoediges, maar die nederiges van hart sal u verhoog op die regte tyd. Ons meld vandag aan om u woord uit te leef, om u woord te aanvaar. En belangrik, Abba, dat ons vandag besluit om ons te onderwerp aan u woord. Die woord sê vir ons, onderwerp julle aan Elohim, weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Om ons te onderwerp aan u, beteken ons onderwerp ons aan u woord, en ons laat toe om gelei te word deur die inspraak van u Heilige Gees. Vader, ek bid dat hierdie woord vandag mense se harte sal penetreer, dat mense se harte verander sal word, dat ons getransformeer sal word vanweë die krag van u woord, waar ons vandag woorde hanteer, Torah porsie 44. Maar dis my gebed, en dis my roepe, en ek bid dit in die wonderbare naam van ons meester, Yeshua, HaMashiach, en my gees roep uit, halleluja, prys sy naam, prys sy naam. Weet jy, dis my so 'n wonderlike ervaring om met Vader te kan praat, en baie keer, dan kry ek oproepe van mense wat my sê, Frik, hoe kan ek my gebedslewe momentum gee? Dan sê ek, mense, dit is eintlik baie belangrike vraag, want ons bid mos hierdie gebedjie stereotyp, en is altyd dieselfde tipe van gebed, en ek dink dit is belangrik om ons gebedslewe te verander, en al maniere hoe jy dit kan doen is die volgende. Jy blaai na Efesiërs hoofstuk 5, vers 17, en wanneer jy dit lees, dan sê die woord, moenie dronk word van wyn nie, want daarin lê losbandigheid, maar word met die gees van Elohim vervul. En dan sê hy in die 33-53 vertaling, praat onder mekaar met psalms. En wanneer ons onder mekaar praat met psalms, sê die oorspronklike vertaling, praat met jouself in psalms. Nou wanneer jy na die psalms toe gaan, dis voordat jy geestelike liedere sing en eer betoon aan Vader en met 'n dankbare hart in die naam van Yeshua, Messia die gesalfde, kom jy na die psalms toe en jy begin die psalms te lees en jy begin hierdie psalms te bid. En wanneer jy die psalms begin bid, dan verander jou woorde. Onthou, ons is besig met Torah porsie 44 wat woorde beteken. En die oomblik wanneer jy woord bid, dan bid jy verbond. En wanneer jy verbond bid, mense, hoor my, Vader, Jodai Wafai, die Almagtige, reageer op sy woord. Hy reageer op verbond, want hy is die verbondsgod. Ja, hy is die ek is, wat aan Moses verskyn het. So wanneer ons die woord bid, moet jy weet, daar sal resultate wees. En dit verander uiteraard jou dialek, dit verander jou spraak, dit verander jou aanbidding, en nou begin jy te leer, soos wat Dawid aanbid het, begin ek en jy dan te leer. So gaan in Efesiërs 5, vers 17, 18, 19, tot en met 20 toe, gaan lees dit, en dan kom jy terug na psalms,
en dan bid jy die psalms. Mense, hierdie is amazing, dis ongelooflik wat dit aan ons geloofswandel doen in terme van ons gebedslewe. Mense, terug na die woord, ek kan nie wag om hierdie woord met jou te bedien nie. Ek is opgewonde en ek het my rekenaarskerm hier voor my. Jy's ingeskakel, ek eer Abba vir jou wat tyd uitsit, vir jou wat hierdie dag bestempel as 'n apart gestelde dag. Ek wil jou vandag salieer, wil jou salieer vir dit wat jy doen, jou standaard, die orde, die koninkryksorde, dissipline wat jy in die orde van die dag lê, om die woord bo alles te stel. So baie dankie. Ek wil ook vir die kinders sê, dankie. Ek hoor mamas bel my, dan sê hulle vir my kind het vandag uitgestaan by die skool, waar 'n kind in graad 3, wat sê, juffrou, ek stem nie saam nie. Juffrou, dis nie wat die woord sê nie. Juffrou, die woord sê dit. Nou dit is vir my, wow. En ek eer Abba dat hierdie woord 'n jong generasie verander om Vader te dien in gees en in waarheid. Ek eer Abba, ek loof hom, ek prys sy heilige naam. En vir daai mamma wat die opleiding gee vir haar kinders, daai pappa en mamma, julle is great ouers. Great ouers. So, nou net die kinders, nou frik, jy gaan nou 'n moeilike stelling maak. Kinders is die produk van die ouers, wat ons in daai kinders belê. Nou ja, ek weet nie van jou nie, maar mens probeer maar die beste vir jou kinders, nee. Maar dit is nie altyd noodwendig die beste resultate nie. Maar ons as ouers, ons bly bid en ons vertrou dat Abba ons kinders sal beskerm. Mense, van ongeloof na onwrikbare vertroue. En dis die woord. As ek die woord lees, dan vat dit my van ongeloof na 'n onwrikbare vertroue. In wie? In Jahwe, Jotai-Wafai, die Almagtige. En dis wat hierdie skrifgedeelte ons kom leer. So die woorde wat ons oplees in die boek van Deuteronomium, is nie net woorde nie. Dis nie net woorde nie. Die woord begin om te sê, in Hebreëus dra dit 'n groot krag. Dit is die betekenis van 'n werklikheid wat woorde skep. En dan net, woorde kan breek, woorde kan skep, woorde kan bou, woorde kan 1000 dinge doen. Ek en jy moet dit net spreek en dinge gebeur. As jy rondom jou kyk, die hemel en die aarde en die volheid daarvan, dis geskep deur woorde. Dis so belangrik, hierdie Torah porsie is. Nou kom die vraag vanoggend in hierdie skrifstudie. Wiese woorde gaan jou lewe bepaal? In watter rigting loop jy aangaande na wie jy luister? Luister jy na die woord van Jotai-Wafai, die Almagtige? Luister jy na die woorde van mense, van wêreld, godsdiens, tradisie godsdiens? Luister jy na die woorde van jou eie vrese, jou eie vooropgestelde perspektief oor hoe die woord moet werk? Dit is belangrik, want baie keer het ons eie manier van glo, wat nie noodwendig strook met die regte manier hoe om in Vader te glo nie. Want onthou net, almal glo. Die duiwels glo ook. Maar die verskil kom by die woord, en wanneer ons na die woord luister, dat die woord ons sal transformeer. En baie keer reageer ons op ons eie emosies, en ons eie vrese. En hier kom Moses in hierdie gedeelte, en dan het ons skrifgedeelte, in hierdie hele Torah porsie is natuurlik in die boek van Deuteronomium, hoofstuk 1, Jesaja, hoofstuk 1, en dan Matteus, hoofstuk 24. Nou, dis belangrik, want hier kom Moses, en hy sê vir hierdie klompie mense, hy sê vir ouens, daar is die beloofde land, ons het hier aangekom, ons is gereed om oor te gaan na die beloofde land, en hy berisp hulle. Hy sê, maar ek is kwaad vir julle. Hierdie moes eintlik net 3 weke geneem het. Nou neem het ons 40 jaar, ek is eintlik geïrriteerd met julle. En hy berisp hulle, want hy sê, hoekom het julle nie geluister? Die eerste keer toe ons die land van Kanaan kon beerwe het nie, toe julle nie geluister nie. Ek het vir julle gesê, Jotai-Wafai, die Almagtige, is ons bron, hy is ons voorsiener, hy is ons beskermer, hy is alles, hy is die lewe. Julle het dit nie geglo nie. Ek het so ver gegaan, ek het 12 verspieders uitgestuur. 10 het teruggekom te sê, o nee, ons gaan dit nie maak nie, daar's reëse. 2 teruggekom, Josua en Caleb wat gesê het, man, hierdie reëse,
gaan ons nie onderkry nie, want Jotai Wafai, die hand van die Almagtige is met ons. Nou is Moses kwaad. Hy sê vir hulle, hierdie, wat ek nou met julle deel, moes eintlik al lankal plaasgevind het. Maar vanweë die feit dat julle wederstrewig was, en dat julle ongehoorsaam was aan sy woorde, moes ons hierdie pad geloop het van 40 jaar. Nou is ons hier. En Moses staan op die grens van die beloofde land, maar hy self betree dit nie. En wat Moses kom doen? Hy preek nie 'n nuwe boodskap nie. Ek bring nie 'n nuwe boodskap nie. Hy sê vir die volk, kom ek leer julle net gou. Hier is 'n nuwe generasie. Ou generasie is dood. Hierdie is 'n nuwe generasie. Kom ek leer julle wat ek hierdie ouens probeer leer het toe ons by Sinaï was. En almal het in Eksodus 19 gesê, ons sal dit doen wat Jotai Wafai die Almagtige vir ons gee om te doen. Almal het saamgestem. Maar soos wat die pad gevorder het hierdie uitgeval, daai het dit gemis, daai het gesterf, wederstrewig, Korag het teen my gekom, hierdie het daai gedoen. So kan ek hierdie ouens uitwys. En hulle is nie meer vandag hier nie. En hy kom herinner die volk aan die Torah en aan die instruksies. En hy sê vir hulle 'n belangrike woord. Hy sê, wat mense verloor, nie altyd die beloofde land vanweë 'n gebrek aan kennis nie, want ons het baie kennis. Ons verloor die beloofde land, ons verloor die koninkryk vanweë die feit, ons het vergeet. En die oomblik wanneer jy vergeet, het jy moeilikheid. Ons vergeet wie hy is, ons vergeet waartoe hy in staat is, ons vergeet wat hy gedoen het in ons lewens, ons vergeet sy grootheid en sy almag. En die reëse en die probleme en die teenkanting en die verdrukking is gewoonlik baie groter as wat hy is, en dan verloor ons spoed. Dan kwyn ons weg. En Moses praat met die volk, hy sê, ek is kwaad vir julle, want dit kon so anders gewees het. Maar vanweë die feit, dat julle nie sy woorde geglo het nie, ons is nou besig met woorde, en julle was hardnekkig teen sy bevel, julle was hardnekkig teen sy vertroue wat hy in ons gestel het. Ek bedoel, tot en met Sinaï het hy ons deurgedra, het homself geopenbaar, soos wat 'n man sy seun dra op sy heup, so het hy ons gedra. Hy het ons met arensvlerke na hom toe gebring. En nou dit, omdat julle van mense geluister het, en julle het 'n verkeerde perspektief oor wie hy is. En Moses sê vir hulle, onthou, dit was verlede week se Torah porsie, nee, Masai. Onthou nou van waar julle kom. Hy sê, onthou Egipte, onthou hoe julle behandel was. Onthou die Rooi See, wat gebeur het daar? Toe die Egiptenare kom met hulle strydwaans, het die see oopgekloof. Ons is droogvoets daardeur, die see het toegemaak, en soos wat julle die Egiptenare daardie dag gesien het, Eksodus 14, so sal julle in der ewigheid nooit weer sien nie. Het hy sy woord gestand gedoen? Yes. Onthou vir Sinaï, daar het hy verskyn op die berg, in sy almag en sy grootheid, die berg het gebewe, en ons het dit beleef en ervaar, en hy gee vir ons sy ketuba, sy ooreenkoms, sy kontrak, en hy kom skryf het op ons harte. Onthou julle die oorlog teen Amalek, waar ons gewen het, waar Moses se hande opgehou was, deur Aaron en deur Hur, standvastigheid, onthou julle dit? Moet dit nie vergeet nie. Onthou julle die manna, die wolkkolom, die vuurkolom, onthou julle die water uit die rots, onthou julle sy beskerming, het een van julle siek geword? Nee. Nou waarom het julle getwyfel? Waarom het julle getwyfel? Waarmee is julle besig? En Moses bring 'n ernstige ding op. En hy sê, onthou hoe het julle vaders gesterwe in die woestyn, vanweë hulle hardnekkigheid, want Egipte het 'n greep gehad op hulle harte. En ons staan vandag met presies dieselfde. Ons sterf geestelik, want ons luister na verkeerde woorde. En wanneer die woord van Elohim praat, dan is ons wederstrewig om te sê, nee, hierdie woord is wetties. Hierdie woord is oud-testamenties. Nee, Yeshua het gekom, nee, kom ek verander het so. Jesus het gekom, en hy het alles kom verander. Ek hoef niks te doen nie, ek hoef niks meer te sê nie. Jesus is my Shabbat, Jesus is my geregtigheid, Jesus is my lewe,
Ek kan nou maak en doen, sy genade is my meer as genoeg, genade het alles kom vervang, genade het die Torah vervang, genade het die gebooie vervang, genade het alles kom vervang, ek kan nou eintlik maak en doen net wat ek wil. Al wat ek moet doen, ek moet net my sondes kom bely, en as ek het klaar bely, dan gaan ek weer aan, en ek kan maar dit doen wat ek gister gedoen het, en dis okay. Dis 'n klomp leuns. Maar dis wat die wêreld verkondig. En nou kom Moses en hy sê, onthou het julle vaders gesterwe in die woestyn. En ons sterf vandag. Ons sterf vandag sonder hom. Weet jy hoekom? Want ons het vergeet. Want ons het ons eie vooropgestelde perspektief oor die woord en die woorde wat ons moet op ag gee. En dis hoekom hierdie Torah porsie vir my so belangrik is. Lees gesaam met my asseblief in die boek van Deuteronomium, hoofstuk 1, vers 31 en 32, dan hoor jy presies wat ek nou vir jou gesê het, gaan die woord nou kom beaam. Vers 31, en in die woestyn, waar jy gesien het, hoe Jotai-Wafai die Almagtige jou Elohim, jou gedra het, soos 'n man sy seun dra, en op die hele pad wat jy uitgetrek het, totdat jy by hierdie plek gekom het. Nou is ons hier, daar is die beloofde land, sien julle hom, vers 32. Maar ondanks hierdie woord, het julle nie geglo in Jotai-Wafai, die Almagtige julle Elohim nie. En Moses beskuldig hulle, dat hulle het eintlik weggekrimp. Nou wil ek 'n stelling maak. Die oomblik as jy in jou eie perspektief glo, dit is hoe Jotai-Wafai die Almagtige aanbid wil word. Oomblik as jy jou eie perspektief glo, met ander woorde jou eie geregtigheid, dis maar jou manier, dis hoe jy geleer het in die kerk, dis hoe tradisie jou geleer het, dit is maar die regte manier om te aanbid, en dis totaal heeltemal verkeerd teen die woord, en jy hoor nie sy woord nie, dan krimp jy weg, en dit lei tot selfvernietiging. Mense, dis wat Moses vir hulle gesê het. En Moses beskuldig hulle dat hulle weggekrimp het. Veral toe hulle die vyand gesien het. Toe die land Kanaan wou inneem, het hulle weggekrimp, want die vyand het soos reuse gelyk. En hy het vir hulle gesê, vertrou op Jotai-Wafai die Almagtige, hy sal vir julle die oorwinning gee. Hy is Jahwe Sebaot, met ander woorde, hy is die God van die leerskare, hy sal vir julle veg. Niks en niemand kan teen hom stand hou nie. En die wegkwyn was die resultaat van julle ongeloof en julle wantroue in hom. En julle moet vandag besef, as julle hier oorgaan in die beloofde land, hy bly die bron. Hy bly die bron van die lewe. Hy bly die bron van alle bestaan op hierdie aarde. En terloops, hy hou alles in stand. En hier lê die hele Torah porsie ingesluit. Die probleem was toe nie die reuse nie. Die probleem was nie die oorlog nie. Die probleem was nie die land Kanaan of die beloofde land nie. Die probleem was nog minder hulle omstandighede. Die probleem is vertroue. 'n Onwrikbare vertroue. Geloof. Onthou net, ek sê weer vandag vir jou. Almal sê ek glo. Goed. Die duiwels glo ook. So wat 'n verskil maak jou geloof teenoor die duiwelse geloof? Ons geloof, kom ek verduidelik dit so, is maar net so nonchalant. Nee, ek glo in Vader, ek glo in sy woord. Regtig? Iemand sê nou die dag vir my, jong, dit is so belangrik om in die waarheid te wandel. Nou wil ek die vraag vra, so, wat is die waarheid? Want dan weet ek, hierdie gaan 'n lang debat wees, en my tyd het uitgehardloop, maar ek gaan nie die vraag nog vra. So wat beskou jy as die waarheid? Want die waarheid beteken gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan wat? Gehoorsaamheid aan die woord, van Genesis tot die boek Openbaring. Hoor mooi, gehoorsaamheid aan die woorde. Wie se woorde? Die woorde van die mens, die woorde van die kerk, die woorde van 'n pastoor, van 'n dominee, 'n priester of 'n vader, die woorde van mense wat dink ons is op die regte pad, of is dit die woorde van Jotai-Wafai die Almagtige? Wat is die belangrikste? So hulle probleem was nie die reuse gewees, of die oorlog, of die land, of die omstandighede nie. Nee, die probleem was, hulle het nie vertroue gehad nie. Hulle het nie geloof gehad nie.
Hier's my probleem. Ons sê ons glo, maar ons doen dit so halfhartig. So as iets gebeur nou, en my lewe val uit mekaar uit, hoe lyk my geloof dan? Kom ek vat gou jou geld weg. Kom ek vat jou gesondheid weg. Kom ek vat jou standvastigheid weg in terme van jou werk en jou huis en jou karre. Kom ek vat dit weg. Kom ek vat dit weg wat jy as gemak beskou. En kom ek hoor dan, hoe lyk jou lewe dan? Kom ek hoor dan, selfde geld vir my. Kom ek lyk dan, frik, kom ons kyk dan hoe lyk jou geloof. Of jy nog steeds 'n standvastige geloof sal hê. Frik, kom ons sê net, iets gebeur met jou en daar kom 'n ongeneeslike siekte. Hoe lyk jou geloof dan? Mense, hierdie is 'n uitdaging, nie net vir jou nie, maar ook vir my. En dis presies waar die volk is. Hoe lyk hierdie reus van siekte wat my weerhou van my beloofde land? Johannes 10:10 sê die duiwel het kom steel, slag en verwoes, maar Yeshua het gekom sodat ek die lewe kan geniet en 'n oorvloed daarvan kan hê. Kom ek vat dit weg? En kom ons kyk dan. Nou bring ek jou by 'n Hebreëse woord. Skryf dit gou neer. Die woordjie se naam is Emuna. Emuna beteken standvastigheid, 'n vasheid, 'n betroubaarheid en volharding en onwrikbare vertroue. Dis wat die woordjie Emuna beteken. Dit beteken, ek en jy moet in hierdie laaste dae die woorde van Elohim aanneem in ons lewe. Ons moet dit lief hê, ons moet dit omsingel, ons moet dit lees, ons moet dit ruik, dit moet ons opstaan en gaan lê wees. Die woord is baie duidelik in die boek van Psalm hoofstuk 1, hy sê, deursoek my woord, dag en nag, bepeins dit, van die oggend tot die aand, moenie daaruit beweeg nie, moenie links of regs draai nie, bly in my woord, en jy sal met goeie gevolg handel. En wanneer dit met my en met jou gebeur, dan val ons kaartelhuisie in mekaar, ons begin twyfel, en ons begin vra, Abba, hoekom doen jy dit aan my? Abba, kyk waardeur gaan ek? Hoekom lyk my lewe so? Abba, dis nie reg nie. Abba, ek word getrash. Abba, ek word verwerp. Ek word geslaan. Ek word nie bevorder nie. Ek verloor besigheid. Ek kan dit nie meer langer hou nie. Dis die geloofspad. En dis die pad wat ek en jy moet stap. En dis die woordjie Emuna wat beteken standvastigheid, dat ek en jy met 'n gees van vasberadenheid, 'n gees van volharding en 'n gees van standvastigheid sal wandel met 'n onwrikbare geloof teenoor Jotywafai die Almagtige. Die woord sê ons glo, maar die duiwels glo ook en hulle sidder. Ons sidder nie. Want ons hoor mos die boodskappe, jy kan maak en doen net wat jy wil. Broer, jy moet net die geloof hê. Jy moet net bid. Jy moet net terugkom toe kom sê, jy is jammer, jy kan môre weer aangaan. Met ander woorde, kom ons format hierdie rekenaar, maar die rekenaar bly dieselfde rekenaar. Ek en jy moet transformeer. Ek en jy moet verander, want die woord bring verandering. Mense, elke keer wanneer ek hierdie woord lees, dan bring die woord verandering. Hierdie Torah porsie, woorde, is vir my een van die mees belangrikste Torah porsies van alles. Want of ek glo sy woord op sy perspektief, of ek glo die woord op my perspektief. En dit bring my by Romeine hoofstuk 10 vers 2, waar die woord sê, ek sien julle te ywer. Ek sien julle glo, julle wil in die waarheid wandel, julle wil die wil van Vader doen. Dis presies wat hierdie ouens gedoen het voor die beloofde land. Ek sien julle wil alles doen wat hierdie ouens gedoen het. Maar, julle volg julle eie geregtigheid. Julle dien hom op julle perspektief en hoe julle geleer was al die jare, vir 1700 jaar, moet julle geleer om te aanbid op 'n verkeerde manier. En nou moet dit verander word en mense wil nie verander nie. En mense het vergeet vanweer die leuns wat ingekom het en die verdraaiing wat ingekom het mense vergeet wie is Jotywafai die Almagtige. En nou skep julle julle eie geregtigheid en dit kom teen sy geregtigheid en ons verwag hy moet ons seën. En dan doen hy nie. En dan gaan dit nou met jou behandel. Dan kom 'n tyd en 'n plek wanneer Vader sê, ek gaan nie jou gebed verhoor nie. Ek gaan dit nie verhoor nie. Frik, maar hy is 'n God van genade en 'n God van liefde. Jy's 100% reg. Maar ek en jy dra die gevolge van sonde.
Ek wil dit op 'n ander manier stel. Ons dra die letsels van sonde. Moses se hande in Eksodus hoofstuk 17 was opgehou gewees deur Aaron en deur Hur. En toe sy hande op standvastige manier opgehou was, beteken die woord emuna. Emuna beteken standvastigheid. Dit beteken, ek het nie opgegee nie, ek het nie begin twyfel nie, ek het aangehou om oor te gee, kyk my hande, ek gee oor, ek hands up, ek gee oor. En terwyl Moses oorgee, dit maak nie saak hoe sterk en hoe menigvuldig die volk is nie, ek gee oor, met ander woorde, ek maak staat op sy krag, ek maak staat op sy leiding, ek hoor sy woorde, en ek het 'n standvastigheid met 'n onwrikbare geloof, emuna, om hom te vertrou, dat hy my deur my siekte sal bring, deur my finansiële insinking sal bring, dat hy my huwelik sal help, dat hy my kinders sal oprig, soos die sederbome van die Libanon, en dat ek weet, ek is 'n kind van die Allerhoogste, en ek wandel in my posisie in seunskap. Dis waar hy ons wil hê. Dis presies hoe Elohim vandag wil hê, ons moet hom aanbid, en dis hoe hy wil hê, ons moet hom dien. En baie mense sê, maar ek glo. En ek wil amper sê, dis okay om te glo. Dis reg om te glo. Maar hoe glo jy? En hoe ver glo jy? Sodra die diagnose kom, of die aflegging, of die finansiële druk kom, mense, ek sien dit. Ek kry die boodskappe. Ek bid elke dag vir mense wat deur hierdie goed gaan. Dan val die geloof. En onmiddellik blameer hulle ons hemelse Vader. En hulle sê byvoorbeeld, ek hoor wat mense op my sê, ek dink dat Vader haat my, omdat ek dit en dit en dit in my verlede gedoen het, dan sê ek, nee, sy woord is duidelik, hoor mooi, sy woord is duidelik. As jy jou sondes kom bely, is hy getrou en regverdig om jou van alles te vergewe. Van alles te vergewe. Mense, dis genade. Wat doen ons? Ons gaan terug. Ons vergeet wie hy is. Ons vergeet sy almag. Ons vergeet sy liefde. Ons vergeet sy genade. Dan maak ons weer wat ons gemaak het 'n paar maande terug, 10 jaar terug. Ons leef weer in die verlede. En baie mense sê ek vertrou. En sodra dit kom, dan val dit uit mekaar uit. Mense neem kennis. Ek en jy te make met die skepper God van die hemel en die aarde. Hy het 'n spesifieke protokol in sy woord. Dis 'n goue draad van Genesis tot die boek Openbaring. Hy verwag van my en jou gehoorsaamheid. Hy verwag dat ons hom sal vertrou in elke omstandigheid. Dat ons nie sal vergeet wie hy is nie. En daarom dien ons hom nie vandag wat hy vir ons kan doen nie. Ons dien hom omdat ons vir hom lief is, vir wie hy is in ons lewens. En dis wat Yeshua kom doen het, nee. Hy het vir ons die prys kom betaal. Ek dien hom nie omdat hy die prys my betaal het nie. Ek dien hom omdat ek die gawe van die ewige lewe het deur hom, omdat hy die prys betaal het, wil ek hom nie teleurstel nie, wil ek wandel in sy weë, wil ek gehoorsaam wees aan sy instruksies, en hy kom en hy sê vir my en jou, in Johannes 14 vers 15, hy sê, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Wat is sy gebooie? Die Torah. Hier is hy. Dis sy gebooie. Die eerste 5 boeke van die Bybel. Die eerste 5 boeke is die verwysing na genade. Elohim toon ten alle tye toon hy empatie en medelee vir 'n volk wat in verdrukking is. Ek bedoel, hy kom na Moses en hy sê vir hom, Moses, in die boek van Eksodus hoofstuk 3, hy sê, Moses, ek het die jammer geklagte van my volk, ek het hulle gekerm gehoor. Daarom het ek afgestap na jou toe, Moses, en ek sê vir jou, gaan jy na Farao en gaan haal my mense uit slawerny uit. Ek het hulle gehoor, ek het medelee, ek het empatie met hulle verdrukking. Moses, ek gaan hulle verlos met my kragtige regterhand. Gaan na Farao toe. Neem jou staf in jou hand. Gaan sê vir die volk dat ek is, het jou gestuur. Ek is beteken ja. Gaan sê vir my volk dat ja, die verbondsgod, ek het met my volk 'n verbond. Die verbond wat ek met Abraham, Isak en Jakob gesluit het, sluit ek met jou en met hulle. Hulle is my bruid. Ek het empatie met hulle, ek het medelee met hulle. Maar Moses, ek kan hulle net help as hulle in die raamwerk van my woorde funksioneer.
Wat is vandag se Torah porsie? Woorde. Sy kragtige dade wat hy geopenbaar het teenoor Egipte om sy volk te verlos, het hy die Egiptenaars verwoes. En die volk moes hulle vertroue in hom stel. Hulle moes gewandel het in sy instruksies, in sy weë. Hulle kan nie die afgoderry van Egipte saambring nie. Ek kan nie die beloofde land bereik met die Egiptiese denkpatrone en 'n Babyloniese greep op my hart en op my lewe nie. Ek kan nie. En presies vandag is die volk dieselfde. Moses stuur 12 verspieders, 10 kom terug om te sê ons kan nie. Dis die meerderheid. 2 sê ons kan. Wat doen die volk? Die volk glo die meerderheid. En omdat hulle die meerderheid geglo het die meerderheid groter geword, hoor mooi, as die woorde van Elohim. Dis presies waar ons vandag is. En dis hoekom ons land so lyk. Dis hoekom Suid-Afrika, Namibië en die wêreld so lyk. Ons glo die woorde van die meerderheid. Nie die minderheid nie vir Josua en vir Caleb wat hulle vertroue Emuna in ons hemelse Vader kom stel het nie, om te sê wat hierdie reëse is 'n middagete. Ons gaan vir hulle klaarmaak. Julle mag dalk lyk so sprinkane in hulle oë, maar hulle is sprinkane in ons oë, want ons perspektief is 'n hemelse perspektief. Is nie 'n aards perspektief nie. Ons kan nie aards dink in hierdie geval nie. Ons kan nie aards dink in hierdie geestelike oorlog nie. Dieselfde geld vir jou. Jy kan nie aards dink in die oorlog waarin jy op hierdie stadium is nie. Of dit 'n geestelike oorlog, of 'n demoniese oorlog, of dalk 'n siekteoorlog, of 'n finansiële oorlog, of 'n huweliksoorlog is nie. Mense, jy kan nie aards dink nie. Jy moet hemels dink. Jou perspektief moet vanuit 'n posisie van oorwinning kom. En dis my en jou posisie. Die woord sê, die aarde roep uit met reikhalsende verlange dat ek en jy, dat die manne en vroue aan hulle posisies sal inbeweeg. Die aarde herinner my en jou wat ons vergeet het. En die oomblik wanneer jy vergeet, het jy moeilikheid. As jy vergeet waartoe hy in staat is, as jy vergeet wie hy is, het ons moeilikheid. En dis vandag nog steeds so. Die wêreld praat, die media praat, ekonomie praat, politieke partye praat, vriende praat, familie praat. Maar wie se woord is die belangrikste? Is dit die wêreld? Is dit die godsdiensttradisie wat praat? Wie se woord is die belangrikste? En dit is wat ek vandag in jou gees wil kom deponeer. Die woord van Jod-Hei, Waf-Hei, die Almagtige. Jod-Hei, Waf-Hei. 26. Dis die jaar 26. Ons DNA se bloedplaatjie telling is 26. 1 Korintiërs 3 vers 16. Hy woon in ons. 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20. Weet julle nie dat julle is die tempel van die Heilige Gees nie. Die aarde roep uit met reikhalsende verlange dat ek en jy in ons posisie sal inkom in koninkryksorde. Dat ons posisie sal inneem met Emuna, 'n standvastige geloof in hom, die skepper God van die hemel en die aarde. En wat doen ons? Ons vergeet. Kom ek lees gou vir jou skokkende woord. En hierdie skokkende woord is woorde wat ek weekliks hoor wanneer ek oproepe hanteer en ek met boodskappe antwoord. Skokkende woord. Hoor gou hierso. Deuteronomium 1 vers 26 en 27. Hoor gou hierdie woorde. Moses praat met die volk. Hy berus by hierdie volk. Hy sê as julle nie so hardnekkig was nie, as julle net gou gehoor het aan die woorde van Skepper God, die Heilige van Israel. Ek dink hy wou saamgegaan het. Anyway. Maar julle wou nie optrek nie. Want julle was wederstrewig teen die bevel, teen die woorde van Jod-Hei, Waf-Hei, die Almagtige, vers 27. Hoor mooi. En julle het in julle tente gemurmureer en gesê, omdat Jod-Hei, Waf-Hei, die Almagtige ons haat. Hy haat ons. Het jy verkeerd hoor ek daai woorde? Het hy ons uit Egipte land uitgelei om ons in die hand van die Amorite oor te gee, sodat hy ons kan verdelg. Hierdie vers is skokkend. Weet jy hoekom is dit skokkend?
Want die oomblik, as jou fondasie geskit word, is dit mense se eerste woorde. Dis hoekom hierdie Torah porsie so belangrik is, dat ek en jy sal reageer op woorde. Nie woorde van 'n mens, of van 'n gemeente, of van 'n wêreld, of politiek, of sosiale media nie, maar die woorde van Skepper God, die Heilige van Israel. En hy sê eintlik, julle het vergeet wie ek is. Julle het vergeet wat ek vir julle kom doen het. Hierdie vers is skokkend. Hulle sê, hy haat ons. Terwyl hy hulle uit Egipteland uitgelei het, terwyl die probleem Egipte was en nie hy nie, het hulle heeltyd hom geblameer, of direk of deur Moses. Hulle het nie verstaan wat is die beeld van Elohim nie. Hulle het 'n verkeerde perspektief aangaande hom gehad. Onthou nie, vir 430 jaar was hy stil, en nou kom hy op die toneel, en met 10 plaag kom ruk hy hulle los, en hy vat hulle weg, en die Skelfsee is voor, en hulle gaan deur, en nou sal op pad na Sinaï toe, en 'n klomp dinge gebeur, om sy karakter aan hulle te openbaar, en nog steeds verstaan hulle nie, en nou sê hulle, hy haat ons. Hy haat ons. Hoor gou vandag van my. As jy verkeerd dink oor Elohim, gaan jy verkeerde besluite neem. As jy 'n verkeerde perspektief het aangaande hom, onthou net, hy is die bron van alles. Hy wandel in regverdigheid, hy wandel in dit wat reg is, en dit wat in geregtigheid is, dis waarin hy wandel. En die oomblik wanneer ek en jy nie daarin wandel nie, gaan ons wegkwyn, en die resultaat is selfvernietiging. Want die oomblik wanneer ek teen sy woord kom, en ek verwerp sy woord, is die resultaat wegkwyn en selfvernietiging. En Moses sê vir die volk, let op hoe julle vaders weggekwyn en gesterf het. Want jou vertroue kom rus in die beeld van sy karakter. En dis hoekom dit so belangrik is om jou woord te bestudeer. En as jy jou woord kan begin bestudeer van die boek van Genesis tot die boek van Openbaring, en jy kan net aantekeninge maak oor die grootheid van sy karakter, en hoe ek en jy moet wandel om te shema in hom. Mense verander alles, en dis hoekom Jeremia sê, soek hom met jou hele hart. Jou hele hart. Hoekom jou hart? Want jou hart kan onverdeeld raak met so. Jeremia kom en hy sê, soek my met julle hele hart. En nou wil ek met jou praat oor wat hierdie volk gedoen het, en dis hoekom hulle vir 40 jaar in die woestyn rondgedwaal het. En dit gaan oor my eie wil. Hoeveel keer het jy nie mense al gehoor wat gesê het, al wat ek wil doen, ek wil die wil doen van my hemelse Vader. Ek wil hom behaag. Ek wil sy wil doen. As jy 'n groepie mense bymekaar kan jy sê, ouens, waarvoor kan ek vir jou bid? Dan gaan 2/3 nee, dalk 1/3 vir jou sê, ek wil die wil van die Vader doen. Ek wil die wil van die Vader doen. Ek wil die wil van die Vader doen. Dis pragtig. Dis mooi. Maar dis net woorde. As jy die wil van die Vader wil doen, dan moet jy wandel in sy weë. Jy moet wandel in sy woorde. Wat is sy woorde? Dis die 10 gebooie. Jy moet wandel in sy perspektief, wie hy is. Jy moet sy karakter ken. As jy sy karakter nie ken nie, gaan jy verkeerdelik wandel, en jy gaan dit nie eens weet nie. En daarom sê die woord in die boek van Spreuke, daar is 'n weg wat vir my reg lyk, en die einde daarvan is die weë van die dood. Jy kan dit gaan verder lees in die boek van Jesaja hoofstuk 10. Daar's 'n weg wat reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. En dit bring my by my eie wil. Ek sê, ek wil sy wil doen. Dis my belangrik, maar ek doen nog steeds my eie wil. En dit beteken ratson. Ratson beteken jou wil. En elke mens het dit. En weet wat is amazing van ons hemelse Vader? Hy meng nie in met jou wil nie. Hy gee net sy woord. Hy gee net sy woord. Sy woord geïnspireer deur sy Heilige Gees om my en jou te lei vir elke dag. Hy forceer niemand nie. Jy kies hoe jy praat, jy kies hoe jy lewe, jy kies hoe jy besluit, jy kies hoe jy reageer. Hy meng nie in nie. Elke woord wat jy uitspreek, gaan jy voor rekenskap gee. Want dis jou wil wat praat. Mense, in die veelheid van woorde ontbreek die sonde nie.
Dit kom na vore, 2 minute in iemand se geselskap en ek kan onmiddellik vir jou sê, hoe lyk die stand of die posisie van hierdie persoon se geestelike lewe. Kan dit onmiddellik vir jou sê, binne 2 minute. Partykeer binne 30 sekondes, net die manier hoe mense praat. Die grootste oorlog, die grootste stryd, ek soek woorde, is nie teen Satan nie. Ek wil 'n klomp dinge sê oor dit, maar ek moet myself weerhou. Waardeur jy nou gaan, is nie noodwendig Satan nie. Dis jou eie besluite, dis jou eie wil, dis jou eie perspektief, dis jou eie manier van funksionaliteit. Dis hoekom jy gaan waardeur jy gaan, want jy dra die gevolge van jou eie wil. Dis nie noodwendig die duiwel nie. Die duiwel speel 'n rol, maar dit gaan oor jou wil teenoor Vader se wil. En op die plaas, De Kuilen, tydens ons feeste, het ons die tuin van Getsemane, waar jy instap en jy onderwerp jou wil aan sy wil, want dis die gebed wat Yeshua gebid het in die tuin van Getsemane. Hy het gesê, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie my wil nie, maar u wil. En baie mense gaan deur dit. Die grootste oorlog is nie Satan nie, die grootste oorlog is ons wil teenoor Vader se wil. En dit bring noodwendig 'n verkeerde perspektief, of die regte perspektief. Ek bedoel, Meester Yeshua, Elohim in die vlees, Johannes 1 vers 14. Hy wandel op hierdie aarde en hy kom in Matteus 6 en hy kom leer die volk hoe om te bid en hy sê vir hulle, kom ons bid gou die volgende. Onse Vader wat in die hemel is, wat het hy eintlik kom doen? Hy het ons kom leer om in die gees te bid. Hy sê, laat u naam geheilig word, laat die koninkryk kom. En op 'n stadium kom en hy sê, nie my wil nie, maar u wil. As ons net dit kan bereik, as ons net dit kan doen in terme van hierdie woord. En baie mense sê, ja, maar my pastoor sê dit, en my kerk glo dit, en ons denominasie staan vir dit. Mense, dit beïndruk my nie. Wat my beïndruk, is wanneer ons sê, die woord sê so. Want baie keer wys ek vir mense, dan sê ek vir mense, hey, kyk gou hierso, kyk gou hierso, kyk gou hier staan dit. Dan lees ek, dan verduidelik ek. As ek vir hulle kyk, dan sien ek daar so vaar look, dan sê hulle, ek glo dit nie. Dan sê ek, maar hier staan dit. Ja, maar my pastoor, en my dominee, en ons gemeente, doen dit nie. Dis hoekom ons is waar ons is. Dis hoekom ons lyk soos wat ons lyk. En Meester Yeshua kom bid en hy sê, Vader, nie my wil nie, maar u wil. In die tuin van Getsemane, en dieselfde geld vir die modelgebed. Laat u wil geskied, nie my wil nie, laat u wil geskied. Laat hierdie beker by my verbygaan, nie my wil nie, maar u wil. As ons net daarby kan kom, sal hierdie woorde, dis vandag se porsie, hierdie woorde my lewe kom verander. Daar's 2 pragtige woorde in die Hebreëse taal, ratson en ratsa. Nou ratsa beteken om vas te staan. Ratson kan eindig in razon, R-A-Z-O-N, wat beteken wegkwyn. Wanneer kwyn ek weg? Is wanneer my wil groter raak as die wil van Elohim, wanneer ek nie na sy woord luister nie. Ek luister na menslike woorde. Ek luister na die opinies van mense. Ek luister na leerstellings. Ek luister na dogma. Ek luister na tradisie godsdiens. En daai goed bring my wil bokant sy wil. Soos byvoorbeeld, as ek sou sê, Shabbat is die teken dat ons behoort aan Elohim. En iemand het 'n ander perspektief om te sê, man, Shabbat bestaan nie meer nie. Dan moet jy verstaan, daai mens glo, maar dat hulle wil nie onderwerp aan sy wil nie, want Shabbat staan tot in alle ewigheid, want dit het begin voor die wet. En baie mense gaan sê, ja, maar dis wetties. Mense, dis nie wetties nie, dis 'n koninkryksorde. Dis 'n beginsel wat ek en jy moet handhaaf, want Vader het gesê, hierdie dag is apart gestel, hierdie dag is heilig, hierdie dag is geseën, van nou af tot in alle ewigheid. En wanneer jy die woord gelees in die boek van Jesaja, sal jy agterkom, dit gaan aanhou. Shabbat is op die 7de dag, nie die eerste dag nie. Dis weer eens die wil van Elohim.
Jesaja 10 en in die boek van Spreuke, daar is 'n weg wat vir my reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. En nou kom die volk in hierdie Torah porsie, nou kom die volk en sê maar, Moses, kom ons bely ons sondes. Presies wat Saul gedoen het. Saul kom by Samuel, hy sê, Samuel, jong, ek het droog gemaak, ek moes nie hierdie offer gebring het nie, ek moes vir jou gewag het. Samuel, ek het gesondig teenoor Jahwe, die Almagtige. Kom saam met my dat ek en jy kan gaan bid en om verskoning vra. Wat doen Samuel? Samuel sê vir hom, Saul, ek is jammer, ek gaan nie saam met jou nie. Saul, jy was wederstrewig geweest. Saul, jou eie sinnigheid, met ander woorde jou eie wil, en die feit dat jy sy woorde veronagsaam het jy begin 'n God word in jouself, want jy het jou wil bokant die wil van Jotawafai die Almagtige geplaas. So, Saul, ek gaan nie saam met jou bid nie, ek is baie jammer. Saul sê, Samuel, kom, en hy ruk hom, en toe hy ruk, toe skeer hy sy mantel, en hy sê vir hom, Saul, vandag het jy jou koningskap afgeskeer van Israel. Vandag sê God, ek is klaar met jou. Ek wil dit in my lewe nooit hoor nie. Matteus hoofstuk 7, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Gaan weg van my, ek ken julle nie. Gaan weg van my. Julle weet nie wie ek is nie. Want julle het my woorde veronagsaam. Julle het julle eie wil bokant my wil geplaas. Julle was in die kerk. Julle het duiwels uitgedryf. Julle het hande op die siekes gelê. Julle het geprofeteer in my naam. Maar ek ken julle nie. Want julle het julle wil bokant my wil geplaas. Die woorde wat ek met julle gespreek het, het julle veronagsaam. Want julle het 'n verkeerde perspektief gehad. Julle het 'n wêreldgodsdienst perspektief gehad. En julle het my woorde nie in ag geneem nie. Nou staan julle hier. En dis hoekom mense verdwaal in die woestyn. En dis hoekom mense nie uit die woestyn uitkom nie. Nou sê die volk, Moses, ons is jammer. Ons gaan nou bid, dat hy ons sondes vergewe, en hulle kom bely hulle sondes. En Moses sê, dis reg. Kom bely julle sondes, maar onthou net een ding, julle sondes, julle ongeregtigheid, die feit dat julle wederstrewig was, die feit dat julle, so Saul, ek bring my eie woorde nou in, so Saul, het julle gevolge van julle optrede. Jy moet verstaan, daar's gevolge. As jy 'n moord pleeg, het jy gevolge van die moordsaak. Jy gaan toegesluit word vir 25 jaar. Jy gaan nie kan uit die tronk uitkom nie. Dis die gevolge. In die tronk bely jy jou sonde. Dit beteken nie jy kom uit die tronk uit nie. Dit beteken jy bly in die tronk. Nou kom hierdie ouens na Moses om te sê, Moses, ons is jammer, vergewe ons moes op Jotawafai die Almagtige vertrou het, ons het nie, hulle was reëse, maar eintlik het ons 'n aards perspektief gehad, in steede van 'n hemelse perspektief. Ons geloof was wankelbaar, dit was nie immune nie, dit was nie standvastig nie. Moses, kom ons bid, sondebelydenis verander nie altyd die gevolge nie. Kom ek lees dit vir jou. Deuteronomium 1, vers 42 en 43. Toe het julle geantwoord en gesê, ons het teen, hoor hoe pragtig is dit, hoor hoe mooi is dit, ons kom van 'n mighty men af, en ons is gecharged, en het ons sondes bely, en ons het ons sondes vergewe, en teen Woensdag het ons vergeet. Die grootste oorlog is wanneer ons vergeet. Hoor wat sê die volk, ons het teen Jotawafai die Almagtige gesondig, ons self sal nou optrek en veg, soos Jotawafai, ons Elohim, ons beveel het. Nou wil hulle gaan veg. En toe julle elkeen sy oorlogswapens aangord, en daar nog maklik om oor te dink, om op die gebergte op te trek, vers 42, het Jotawafai vir my gesê, sê vir hulle, julle moet nie optrek om te gaan veg nie, want ek is nie in julle midde nie. Stop gegaan. Maar ons het dan ons sondes bely. Ons het dan nou so pas gesê, ons is jammer, vergewe ons. Nou wil ons gaan veg. Nou sê u is nie met ons nie. Vers 42. Moses gaan sê vir hulle, ek sê, ek is nie in hulle midde nie, hulle moenie optrek nie, sodat julle nie voor julle vyande verslaan gaan word nie. Vers 43. Maar toe ek met julle gespreek het julle nie geluister nie. Maar julle was wederstrewig teen die bevel, teen die woord van Jotawafai die Almagtige. En julle het vermetel in die gebergte
opgetrek. Julle het verwaand opgetrek. Julle was hoogmoedig gewees. Vermetel het julle opgetrek. En uiteraard, jy kan dit gewoon verder lees, hulle het pakslaag gekry. Hulle het hierdie oorlog verloor. Nou gaan baie mense sê, ja, maar ek het dan my sondes bely. Hoekom gaan ek deur hierdie druk gang? Hoekom gaan ek deur hierdie moeilike situasie in my lewe? Ek het dan as pas my sondes bely. Diegene wat opgetrek het, diegene wat na sondebelydenis weer geleef het, het dalk verwaand geleef, of vermetel, of hoogmoedig, of trots. En nou kan ek weer maak en doen wat ek wil, want ek het mos my sondes bely. Vers 41, hulle bely hulle sondes. En nou dink hulle, die wêreld is reg. Hulle vergeet van die gevolge van sonde. Hulle vergeet van die letsels van sonde. En nou het hulle sondes bely, en nou dink hulle kan nou optrek, en Jotai Wafai die Almagtige is in hulle midde, en hy sê, hoorie manne, ek is nie in julle midde nie. Moenie optrek nie, hulle gaan hierdie oorlog verloor. Want jy sien, dit sou maklik wees om ons vyand te verslaan na sondebelydenis, Nee, ek bely vandag my sonde. Maar hoe lyk my vertroue? Hoe lyk my geloof, emuna, in hom, die skepper God van hemel en aarde? Of is dit maar net 'n tradisie ding? Julle moet julle sondes kom bely voor Vader, want hy wat sy sondes bely, hy is getrou en regverdig om julle sondes te vergewe. Wat ek en jy moet doen, ons moet stop. Ons moet stop met ons sondes. Vers 43. Hulle het verwaand opgetrek en verwerp Elohim se woorde weer eens. Wat is vandag se Torah porsie? Dis woorde. En Elohim sê, dis genoeg. Dis genoeg. Ek het grense. Hoor gaan mooi, en ek wil hierdie met jou behandel. Elohim het grense. En sondebelydenis is nie wat dit stop nie. Jou optrede, jou karakter, jou besluite, jou reaksies, jou woorde, alles loop saam om vir hom te wys, jy het waarlik berou. Want baie keer maak ons die fout, dat wanneer ons sondes bely, dan dink ons kan nou onderhandel met Elohim. Ons kan nou sy arm draai, hy gaan my nou toelaat om dit te doen wat eintlik nie strook met sy woord nie, maar ek gaan nou sy arm draai, hoor nou hierdie uitklimklausule. Want die Here ken mos my hart. Hy weet mos waardeur ek gaan. Hoor hierdie ander uitklimklausule. Ag, jy moet onthou, ek is maar net 'n mens en ek is vol foute en ons almal maak foute, want ons almal is mense en ons almal het swak skakels. Dis maar wat ons sê, nee. Is dit 'n verskoning om te leef en te maak soos wat jy wil? Is dit die rede hoekom ons land so lyk? Want elkeen maak en elkeen is outer in sy eie besluite en sy eie optrede. Ek kan maak en doen net wat ek wil. Beteken dit nou ek kan onderhandel met hom omdat ek my sondes vergewe het? So wie is nou die belangrikste? Ek of hy? Hy is die belangrikste. Nee mense, Elohim werk nie so nie. Anders raak ek en jy vermetel met hom en ons raak verwaand en ons begeet naderhand wie is hy en ons tree op. Ek wil amper sê teen hom sonder vrees. Die duiwels glo ook en hulle sidder. Ons bely ons sonde en ons raak weer 'n windbol na die tyd. Vermetel en verwaand. Jy kan jou sondes bely, maar jy gaan die gevolge dra van dit wat jy gedoen het. Dit moet jy vandag weet. En as jy die gevolge dra van dit wat jy gedoen het, gaan jy hom blameer. En dan gaan jy ook sê, soos wat die volk gesê het, toe hulle gemurmureer het, om te sê, maar hy haat ons. En hy het ons uitgebring uit Egipte, om deur die Amoriete verslaan te word in die woestyn. En ons dink al hierdie planne uit, teen hom. En die rede daarvoor is, ons het 'n verkeerde perspektief. Ons weet nie wie is hy nie. En hierdie woorde van hom, moet vandag aanklank vind in jou ore, in jou gees, in jou hart, in jou gedagtelyne. Dis hoekom dit vir my belangrik is om vandag by jou te pleit, moenie jou woord neersit nie. Hulle was gefokus op die reëse, en nie op Elohim nie. So wanneer ons terugkeer na hom, dan wil hy na ons luister, en die woord is baie duidelik, regdeur, hy sê, as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle bekeer, wanneer hulle terugkeer na my,
Nie net vir die oomblik om net 'n rookskerm te wees nie, wanneer hulle terugkeer na my en tot my bid en my aangesig soek. Met ander woorde, hom eers te stel en weer na sy woorde luister. Dis wat teshuvah beteken, om sy woord te luister. Dan sal hy vir ons deurkom, dan sal sy ore luister, dan sal sy oë oop wees oor waardeur ek en jy gaan, dan sal hy ons land genees, dan sal hy jou huwelik genees, dan gaan hy jou finansies genees, want nou kom ons terug met eerbied en respek en met vrees na hom toe. Halleluja! Mense, hier is sy sterkste gedeelte in hierdie Torah porsie. Die volk sê, ons het gesondig. Die volk sê, ons gaan optrek. Moses sê, moenie optrek nie, want Elohim is nie meer by julle nie. Hulle wilsbesluit. Hulle gaan veg, vermetel. Hulle verloor die geveg. Hoekom? Want Elohim het hulle nie gehelp nie. Met ander woorde, uiteindelik nie hulle gebed verhoor nie. Hoekom het hy nie hulle gebed verhoor nie? Wat is die rede? Abba, u is dan 'n God van liefde. U is dan 'n God van genade. U kom deur vir ons. U sê dan, u sal ons sondes vergewe, u sal dit verwyder so ver soos die ooste van die weste. Wat het hier gebeur? Kom ek hanteer dit met jou. Waarom het hulle hierdie oorlog verloor? Omdat hulle gedink het, sondebelydenis kanselleer die gevolge. Nee, vergifnis is gratis, maar die gevolge dikwels nie. En dit is belangrik dat ek en jy vandag sal onderskei. Ons leef in 'n tyd. Ons leef in die laaste dae. En in die laaste dae is daar baie misleiding en verleiding. En jy kan nie 'n verskoning soek omdat jy mislei of verlei is nie. Want jy het die woord. Jy het die woorde van die Almagtige. En omdat jy die woorde het van die Almagtige en jy lees dit nie, en dalk lees jy dit, maar jy lees dit vanuit 'n verkeerde perspektief. Jy lees dit van 'n perspektief in terme van jou eie wil. Want jy luister na die meerderheid. Wat 'n verkeerde prentjie skets van wie is Jotawafai die Almagtige. Dan kom die antwoord terug om te sê, maar ek ken jou nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. En dan skree ons om te sê, ja, maar ons het ons sondes bely. Ons het in u naam. En nou kan jy aangaan met al die res van wat jy gedoen het in sy naam. Dan kom die antwoord weer terug. Ek ken jou nie. En vandag maak en leef en doen ons net soos wat ons wil, want ons is outêr in ons bestaan. En wat die kerk ons leer is, kom net terug hierdie Sondag en kom sê 'n gebedjie op wanneer daar 'n altaar calling is, kom vorentoe, ek gaan die hande op jou lê, ek gaan die sondaarsgebed vir jou bid, en jy gaan weer van vooraf aanvaarbaar wees in sy koninkryk, en ek sê nie dis verkeerd nie, maar dan moet jy stop, maar jy moet weet, dit wat jy gedoen het, gaan jy die gevolge dra. As jy iemand buiteegtelik swanger gemaak het, gaan die babietjie gebore word. Dis so. Nee, maar pastoor, ek weet nie hoe ek in hierdie vrou se bed beland nie, toe ek my oë uitvee, toe ek hier. Nonsens, jy het dit beplan. Jy het dit beplan. Nou moet jy die gevolge dra daarvan, en nou moet jy jou verantwoordelikheid nakom. Gehoorsaamheid is nie onderhandelbaar nie. Elohim se koninkryk werk nie so nie. Jy stop waarmee jy besig is. Nee, ek weet nie, toe ek wakker word, toe is hierdie robotpaal in my pad. Nee, jy het besluit om te gaan drink. Jy het besluit om dronk te word van alkohol, die god van Bagas, die gees van Bagas. Nou is jy in 'n ongeluk, nou kos dit jou geld, dis versekering en bybetalings en lenings, jou lewe is verwoes en daar's onstabiliteit en jy het weggekwyn, omdat jy gedrink was. Dis die gevolge. En nou kom die vraag, en nou gaan mense van die vraag vra, hoe die frik, ek verstaan nie. So wat jy vir my sê is dat, daar bestaan in die woord, dat Elohim nie na ons gebede luister nie. Jy's reg, jy het dit reg gehoor. So waarom het hy nie geluister nie? Kom ek lees vir jou. Spreuke 28 vers 9. Wie sy oor wegdraai, om nie na die wet van Elohim te luister nie, met ander woorde die woorde te luister nie, selfs sy gebed is 'n gruwel. Spreuke 21 vers 13. Wie sy oor toestop vir die geskreeu van die arme,
Hy sal self ook roep en nie verhoor word nie. Jesaja, hoofstuk 1, vers 11 tot 17. Wat het ek aan die menigte van julle slagoffers? Sê Jod-Hawafai die Almagtige. Ek is sat vir die brandoffers van ramme en die vet van vetgemaakte kalwers. Ek het geen baat in die bloed van stiere of lammers of bokke nie. Vers 12. As julle kom voor my aangesig te verskyn, wie het dit van julle hand geëis om my voorhowe te vertrap? Met ander woorde, hy wil nie eers hê dat ons moet tot hom bid nie, want ons het vermetel en verwaand geraak. Vers 13. Bring nie meer julle skynheilige offergawes nie. Gruwelike reukwerk is dit vir my. Met ander woorde, wanneer ons bid en ons roep sy aangesig, maar ons wandel verwerplik van sy woorde, dan is hierdie gebed 'n gruwelike reukwerk. Julle nuwe maande en julle Shabbate, die uitroep van julle samekomste, ek verdra geen ongeregtigheid en feestyd nie. Ek sien julle hou feeste. Ek sien julle hou die Pesachfeeste en ek sien julle hou Sukkot en ek sien julle hou Yom Teruah. Hoekom verander julle lewens nie? Hoekom bly julle skinder? Hoekom is julle so hoogmoedig? Hoekom is julle so verwaand? Waar's die nederigheid? Waar's by koninkryksorde? Julle doen dit uit tradisie. En julle dink omdat julle Torah volgers is, julle gaan dit maak. Hierdie goed is vir my 'n irritasie. Ek verdra geen ongeregtigheid en feestyd nie. Julle nuwe maande en julle feestydde haat my siel. Hulle is vir my 'n oorlas. Ek is moeg om dit te dra, want julle harte is nie suiwer nie. Want julle het vermetel geraak. Julle vrees my nie meer nie. En julle dink omdat julle sonde bely, daar's nie gevolge nie. Dis presies wat hier gebeur het. Vers 15. En as julle hande uitbrei, ek bedek my oë vir julle. Ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie, want julle hande is vol bloed. Vers 16. Gaan was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handeling voor my oë weg. Hou op om kwaad te doen. Vers 17. Leer nou om goed te doen. Soek dit wat reg is. Beteel die verdrukker. Doen reg aan die wees en die weduwees. Verdedig die saak van die weduwee. Kom weer voor my aangesig met 'n gees van afhanklikheid en 'n gees van nederigheid. Luister weer na my woorde. Keer terug na my in gees en in waarheid, dan sal ek julle land genees. Sagaria, vers 7, vanaf vers 8 tot 13. Lees saam met my asseblief. Sagaria 7, vanaf vers 8 tot 13. Verder het die woord van Jod-Hawafai, die Almagtige, tot Sagaria gekom en gesê, vers 9. So het Jod-Hawafai van die leerskare gespreek en gesê, spreek 'n eerlike vonnis en bewys liefde en barmhartigheid die een aan die ander. Doen ons dit? Nee. Vers 10. En moet nie die weduwee en die wees en die vreemdeling en die arme verdruk nie en kwaad in julle harte teenoor mekaar bedink nie. Ons vier die feeste, ons hou Shabbat, ons doen alles, maar ons bedink kwaad teenoor mekaar in ons harte. Ons het nie spasie vir mekaar nie. Ons vrees hom nie meer nie. Ons doen nie wat sy woord sê nie. En nou sê hy, julle bring julle nuwe maansfeeste en julle Shabbatte voor my aangesig. Ek is moeg. Ek is moeg. Vers 11. Maar hulle het geweier. Hoor mooi, hulle het geweier om te luister en wederstrewig die skouer afgewend en hulle ore toegestop om nie te hoor nie. Wat het hulle nie gehoor nie? Sy woorde. Wat is hierdie Torah porsie? Torah porsie 44. Woorde. Woorde bepaal jou bestemming. Of woorde weerhou jou uit jou bestemming uit. Vers 11, ek gaan hom weer 'n keer lees. Maar hulle het geweier. Kom ons lees hom so. Maar ons, 2026, het geweier om te luister. En ons het wederstrewig geraak teenoor Jod-Hawafai die Almagtige. Ons het die skouer afgewend, ons het die skouer weggedraai van sy woord. En ons ore toegestop om nie te hoor nie. Kom ek verduidelik.
Ek wil nie verder hoor van Shabbat nie. Ek wil nie verder hoor van sy gebooie nie. Ek wil nie verder hoor van sy verordeninge nie. Dis wat die wêreld doen. Maar ons land moet genees word. Dit moet reën op die regte tyd. Die ekonomie moet herstel. My besigheid moet hardloop. Ek moet my blinkkarre betaal. Ek moet my huis betaal. Ek moet die diverse uitgawes van my huis kan betaal. Vers 12. Ook het hulle hart soos 'n diamant gemaak, om nie die wet te verneem nie, en die woorde wat Jotai-Wafai van die leerskare deur sy gees, deur die diens van die vroeë profete gestuur het nie, so het daar dan van Jotai-Wafai Sebaoth, met ander woorde die leerskare, 'n groot toren gekom. Vers 13. Daarom, hoekom antwoord hy nie gebed nie? Daarom soos wat hy geroep, en hulle het nie gehoor nie. Ons maak dit nou. Daarom soos wat hy geroep, en ons het nie gehoor nie. So sal ons roep, maar hy sal nie hoor nie, sê Jotai-Wafai van die leerskare. Mense, kan jy dit sien? Jeremia 11, vers 9 tot 14. Jy het my gevra vir die woorde, jy het my gevra vir die skrifgedeeltes, nou gee ek dit vir jou, bly by my. Jeremia 11, vers 9 tot 14. Verder het Jotai-Wafai vir my gesê, daar is 'n sameswering ontdek onder die manne van Juda en onder die inwoners van Jerusalem, onder die inwoners van Suid-Afrika, onder die kerke van Suid-Afrika, onder die kerke van Namibië en die kerke reg oor hierdie wêreld. Sameswering ontdek. Vers 10. Dis wat hulle gedoen het. Hulle het teruggekeer na die ongeregtighede van hulle voorvaders. 1700 jaar is ons verval in afgoderry, in Kersfees, Halloween, Vadersdag, Moedersdag, Nuwejaarsdag, Easter. So kan ek aangaan. Het ek gesê Valentine, ek kan nie doen nie, Valentine. Hulle teruggekeer na die ongeregtighede van hulle voorvaders, wat geweier het om na my woorde te luister. Wat is die Torah porsie se naam? Woorde. En agter ander gode gaan aanloop het om hulle te dien. Wat doen ons vandag in Suid-Afrika? Presies dit. Presies dit. Gaan kyk na die hoeveelheid obelisks in Suid-Afrika in die kerkerwe reg oor ons land. Die huis van Israel en die huis van Juda het my verbond verbreek, wat ek met hulle vaders gesluit het. Vers 11. Daarom, so sê Jotai-Wafai die Almagtige, kyk, Suid-Afrika, kyk, Namibië, kyk, Nieu-Seeland, Australië, Amerika, ons bedien tans in 30 lande oor die wêreld. Ek kan nou nie elkeen se naam noem nie. Kyk, ek bring 'n onheil. Wie bring 'n onheil? Jotai-Wafai die Almagtige. Hy sê, julle kan optrek, ek gaan nie in julle midde wees nie. Julle kan Shabbat hou, maar julle harte is nie suiwer nie, want julle bedink kwaad oor ander mense. Julle kom met vroom gesiggies, met skynheiligheid voor my aangesig, en julle dink ek moet dit aanvaar. Ek ken julle harte, gaan lees Spreuke hoofstuk 16, ek weet wie is julle. Ek weet wat julle doen, moenie voor my skynheilig wees nie. Moenie dit wees nie. Want ek bring onheil oor hulle, waaruit hulle nie sal kan uitkom nie. Suid-Afrika is op 'n plek waar ons nie deur hierdie onheil gaan kom nie. Dan sal hulle na my roep. Dan gaan ons mighty men, dan gaan ons mighty woman, dan gaan ons 'n gebedsdag uitroep, en ek sal nie luister nie. Gaan lees vers 11. Vers 12. Dan sal die stede van Juda en die inwoners van Jerusalem gaan en roep na die gode, vir wie hulle die rook opgegaan het, maar die sal hulle geensins verlos in die tyd van hulle onheil nie. Geensins nie. Vers 13. Want volgens die getal van jou stede, volgens die getal van jou stede in Suid-Afrika, volgens die getal van jou stede in Namibië en jou uithoeke van hierdie wêreld, soos die getal van jou gode, o Juda. En volgens die getal van die strate in Jerusalem, soos die getal van julle altare wat julle opgerig het tot 'n skande God. Altare vir Baal. En julle het rook laat opgaan vir Baal. En julle spandeer miljoene rande vir Baal, songod. En julle dink ek moet luister?
Vers 14. En jy? Hy praat met die profeet. Hy sê, en jy? Jy bid nie vir hierdie volk nie. Jy bid nie vir hierdie volk nie. Of jy het vir hulle geen smeking op in gebed nie, want ek hoor nie in die tyd as hulle my aanroep van wie hulle onheil nie. En jy profeet, jy bid nie vir hulle nie. Want hulle wil nie na my woorde luister nie. Ja, mense. Ek gaan vir jou laaste skrifgedeelte gee. Bly by my. Kan jy sien hoe ernstig is hierdie Torah porsie? Woorde wat bepaal of ek my beloofde land of ek my bestemming gaan bereik, al dan nie. Spreuke 1. Hoeveel keer het jy nie al Spreuke 1 gelees nie? Spreuke 1. Ek gaan van vers 20 tot 33 lees. Hoor baie mooi. Die wysheid roep hardop daar buite. Sy verhef haar stem op die pleine. Oomblik as jy wysheid hoor, dan beteken dit is die gees van wysheid om jou terug te neem na die woord. Wat is die woord? Dis die onfeilbare woord van Jotei-Wafai die Almagtige. Vers 21. Op die hoek van die remoerige strate roep sy. Wysheid roep jou terug. By die ingange van die poorte roep sy. In die stad roep sy. Spreek sy haar woorde. Hoe lank sal julle eenvoudiges die eenvoudigheid lief hê en die spotters lus hê om te spot en die dwaase kennis haat? Hoe lank? Hoe lank wil julle aanhou daarmee? Hoe lank wil julle my woord verwerp? Want net 'n dwaas verwerp my woord. Vers 23. Wend julle tot my teregwysing. Met ander woorde, wend julle tot my woorde. Laat ek my gees in julle uitstroom. Wil ek my woorde aan julle bekend maak. Ek wil my woorde vir julle gee. Ek wil dit doen. Maar julle weier, julle is wederstrewig. Julle wend die skouer af, julle hardloop na julle afgode. Vers 24. En omdat ek geroep en julle geweier het, ek my hand uitgestrek en niemand het geluister nie. Vers 25. En julle al my raad nie opgevolg het van my teregwysing, wat julle nie geweet het nie. Vers 26. Daarom. Frik, hoekom antwoord Elohim nie gebed nie? Daarom sal ek ook lag by julle ondergang. Ek sal spot as julle die verskrikking kom. Ek sal spot as die verskrikking kom in julle. Dan gaan 'n onheil wees. Ek gaan vir julle spot, ek gaan vir julle lag. Julle gaan roep, maar ek gaan nie hoor nie. Ek is nie in julle midde nie. Vers 27. As julle verskrikking kom soos die onweer en julle ondergang soos die stormwind aankom, as benoudheid en angs julle oorval, wat gebeur vandag in Suid-Afrika? Presies dit. Vers 28. Dan sal hulle na my roep, maar ek sal hulle nie antwoord nie. Hulle sal my soek, maar hulle gaan my nie vind nie. Vers 29. Omdat hulle die kennis gehad het en die vrees vir Jotei-Wafai nie verkies het nie. Vers 30. Van my raad nie wou weet nie, met ander woorde, van my woorde nie wou weet nie, en al my teregwysing het hulle verag. Vers 31. Daarom sal hulle eet van die vrug van hulle wandel en versadig word van hulle eie planne. En dis wanneer ons wegkwyn. En my wil bo kan sy wil, is selfvernietiging. Vers 32. Want hulle eie afkeerigheid maak die eenvoudiges dood. En hulle eie sorgeloosheid rig die dwaase ten gronde. Vers 33. Maar die wat na my luister, moenie vergeet nie, die wat na my luister, sal veilig woon en gerus wees teen die skrik van die onheil. Dit laat my dink aan Psalm 32, waar die woord sê, ek sal 'n laar van engele rondom die tentwoning van die regverdige trek, en ek sal hulle beskerm. Mense, hierdie patroon wat ek nou vir jou gegee het, is reg deur die woord presies dieselfde. Die oomblik wanneer ons sy woorde verontagsaam en ons verwerp dit, wil ek vandag vir jou sê, gaan ons wegkwyn, en dit lei tot selfvernietiging. Wanneer mense voortdurend en aanhoudend sy woord verwerp,
kom daar 'n tydperk wanneer hy stil raak. Nie omdat hy wreed is nie. Nie omdat sy liefde verkoel het nie. Omdat hulle lankal nie meer wou geluister het nie. En dit veroorsaak rebellie. Rebellie hou ons vas in die woestyn. Dit hou ons weg van die beloofde land. Dit laat ons wegkwyn in terme van selfvernietiging en ons sterf in die woestyn. En dis hoekom die eerste geslag voor die beloofde land moes gesterf het. Want hy kon Egipte nie uit hulle lewens uitgehaal het nie. Hulle is uit Egipte uit, maar Egipte het gebly. Babylon bly in ons lewens. En ek en jy moet uitkom, Openbaring 18 vers 4. Kom onder haar uit my volk, sodat jy nie die pla van Babylon sal beleef en ervaar nie. Waarom nie? Omdat Elohim ons nie lief gehad het nie. Nee, hy opereer in lyn met sy woord. Hy staan nie vir rebellie nie. Ons kan nie die beloofde land binne gaan met rebellie en opstand nie. Ons kan nie. Vader het protokol, daar's orde. En daai orde word gehandhaaf reg deur sy woord. Hy kan nie teen sy woord gaan nie, mense. Rebellie moet sterf. As rebellie sterf, dan kan ek vorentoe gaan. So waar is ek en jy nog vandag? Hoe lyk ons lewens? Mense, ek en jy leef dieselfde. Ons is jaar vir jaar loop ons om hierdie berg en ons is hierdie volk wat vir 40 jaar in hierdie woestyn wandel. En ons kom net nie in 'n rigting nie. Ons het 'n wipplank geloofslewe. Dan gaan dit goed en dan gaan dit sleg en dan gebeur iets en dan neem ek hom kwaadlik en dan gebeur daar weer iets en dan gaan dit goed. Dan is ek weer op cloud 9 en dan is ek weer deep down in the valley. Hoekom gaan dit so? Nommer 1 rede. Ons het sy woorde verwerp, nommer 1. Nommer 2. Ons het ons wil bokant sy wil kom plaas. Dis asof ons is eintlik half oorgegee aan ons eie vleeslike begeertes. En omdat ons oorgegee is, en jy kan dit gaan oplees in Romeine hoofstuk 1, ons het aangehou en hom verwerp. Ons het nie geluister na sy woorde nie. Hy het ons oorgegee aan ons eie vleeslike begeertes. En wat is die resultaat? Ons kwyn weg en dis selfvernietiging. En nou staan ons vandag in die eindtyd. En hierdie is 'n eindtyd woord. En Yeshua kom waarsku in Matteus 24. En hy sê, moenie mislei word nie. Hy sê dit 3 keer. Hy sê, want baie gaan onder my naam kom, baie valse profete, en hulle gaan valsheid verkondig. En ongelukkig gaan selfs die regverdiges val voor hierdie valse leringe, die doktrines van demone, die doktrines van valsheid en dwaalleer gaan inkom. Moenie die meerderheid volg nie. Inteendeel, emuna, volhard, bly standvastig met 'n gees van vasberadenheid, laat julle harte onverdeeld op hom gerig is. Hoe kry ek dit reg, Frik? Deur sy woord te lees. Deur sy woord te lees. En in die boek Openbaring kom verduidelik hy ons baie mooi wat die gevolge gaan wees. En hy bring 'n boodskap aan my en jou wat volhard tot die einde, om te volhard in afsondering, om apart gestel te wees, verwyder van hierdie wêreld. Openbaring 3 vers 10. Hy sê, en omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom en die bewoners van hierdie aarde op die proef sal stel en jy sal dit maak. Ek gaan jou beskerm, ek gaan jou behoed, ek gaan jou bewaar. Dit gaan die resultaat wees wanneer jy terugkeer na my en na my woorde luister en my weer beginne vrees as die heilige van Israel. Standvastige volharding, geloof, 'n onwrikbare vertroue in hom, die skepper God van die hemel en die aarde. En dat ek en jy getrou sal wees, al is ons onderdruk. Halleluja. Die vraag vandag is, mense, keer ek en jy terug na sy woord, om sy woord te hoor en te reageer, om te shama. En as jy vandag vir my sê ja, gaan vertel vir jou probleme, gaan vertel vir die vyand, gaan vertel vir die gees van ongeregtigheid, gaan vertel vir die dwaalleer, gaan vertel vir wêreld godsdiens, gaan vertel vir tradisie godsdiens, dat my Elohim, sy woorde is die waarheid. En ek staan op as 'n man en 'n vrou,
En ek meld aan vandag vir gehoorsaamheid om dit te doen wat sy woord vandag vir my kom sê. En ek gee ag op sy woorde om hom te eer en te respekteer en om hom weer te vrees. Gaan vertel hierdie wêreld hoe groot is ons Elohim. Gaan vertel dit. Ons luister nie vir die 10 spioene nie. Ons luister nie vir die meerderheid nie. Ek luister nie langer vir my gevoelens of my emosie, of ek luister nie langer vir my vrese nie. Ek luister nie meer vir die meerderheid nie. Ek luister nie vir hierdie wêreld nie. Ek luister na sy woorde, wat hy vir my gee in sy woord, van Genesis tot die boek Openbaring, op sy perspektief, nie op my perspektief nie. Belangrike gebed, Abba, wat is u perspektief in my lewe? Abba, die potensiaal wat u my kom deponeer het, help my om dit te ontgin, om aan u te openbaar wie ek is in u. Want hierdie wêreld roep uit met reikhalsende verlange, dat ek en jy in lyn sal kom met sy karakter. Dat ons in 'n posisie sal inkom van gesag en autoriteit, om sy naam te eer en te respekteer. Dis waarvoor ek en jy geroep is. Ons is geroep vir die beloofde land, om sy karakter te gaan uitleef in 'n wêreld wat op soek is na hom, en hulle kry hom nie, want ons leef in ons eie wil, en ons leef in ons eie perspektief. Jou bestemming word nie bepaal met die uitdagings nie. Jou bestemming word bepaal deur jou geloof, jou onwrikbare, standvastige geloof en vertroue in Jodai Wafai, die Almagtige. Halleluja. Halleluja. En my gebed vandag is dat ek en jy die koninkryk sal bereik. Dat wanneer die wolke oopskeer en die bassyne blaas, en hy kom haal sy bruid, dat ek en jy dit sal maak. Nie deur ons eie krag, of deur ons eie ervaring en blootstelling, en omdat ons so oulik is nie. Nee, omdat hy Skepper God is van die hemel en die aarde, en ons keer terug na hom vandag, in gees en in waarheid, en ons gee ag op sy woorde, en ons meld aan om gehoorsaam te wees, en om dit te doen, wat vir hom welbehaaglik is. Halleluja. Mense, baie dankie. Dankie dat jy vandag ingeskakel was by hierdie uitsending, Torah Porsie 44. Die woorde wat my bestemming bepaal. Kom ek en jy bid saam. Abba, ons hemelse God en Vader, U is hoog verhewe. U is die allerhoogste, die Skepper God van die hemel en die aarde. U is die Heilige van Israel. Ons kom buig in aanbidding voor U aangesig. En dankie dat ons weet, dat as ons U aanroep, in gees en in waarheid, sal U vir ons deurkom. Vader, ons is jammer oor ons vermetelheid. Ons is jammer oor ons eie ek. Ons is jammer omdat ons hoogmoedig is, verwaand, om net te dink, as ons ons sondes bely het, dan is die wêreld reg en ons kan weer met U begin onderhandel. Vader, ons kom vandag en ons sak eintlik ons kop in skaamte oor hoe groot ons eintlik geword het deur ons eie wil te volg. Ons eie perspektief aan te kleef, hoe om U te dien, waar U nie so gedien wil word nie. U woord sê in die boek van Jesaja, U druk U ore toe, U maak U oë toe, want U wil nie hoor wat ons vir U sê nie. U sê dit in die woord, en ons is jammer, en ons gee nie eens ag op dit nie. En ek is vandag jammer, Abba. Ek is jammer oor ons eie vooropgestelde idees, wat nie in lyn is met U nie. Ek bid in hierdie dag, Vader, dat ons nooit weer voor U aangesig sal kom met skynheilige offergawes nie. Dat ons nooit weer gruwelike reukwerk voor U aangesig sal bring, om te dink dat nuwe maande en Shabbatte bring ons weer in lyn nie. Dat ons dit nooit uit tradisie sal doen nie, selfs wanneer ons die verbondsmaal geniet, dat ons dit nie sal doen uit tradisie nie, maar in herinnering, dat ons nooit sal vergeet dat wat U vir ons gedoen het nie. U woord sê, U verdra nie ongeregtigheid nie. U verdra nie hierdie feestdae nie. U is moeg om dit te dra. En wanneer ons na U toe kom soos nou, en ons brei ons hande uit na U, dan bedek U oë. En wanneer ons bid en ons vermenigvuldig ons gebede, dan luister U nie, want ons hande is vol bloed.
Maar wanneer ek vandag na my hande kyk en ek kyk na my hart, hoe lyk my hart? Dat ek vandag die tyd sal neem op hierdie Shabbat om introspeksie te doen oor my eie lewe. Nie oor ander mense se lewens nie. Nie my vrou of my pa of my ma wat dit aan my gedoen het nie. My eie lewe, Abba, my eie lewe, my eie lewe. Ek bid vandag dat U ons op kom skoon was met die kosbare bloed. Dat die boosheid van ons sal weggeneem sal word. Ons verantwoordelikheid. Dat ons sal klaar kry om kwaad te doen. Dat ons sal leer om goed te doen. Dat ons nie sal verdruk nie, dat ons die saak van die wees en die wederwees sal vooropstel. Dis U wil, dis U plan. Dat ons sal ophou om in ons harte in teenstryd te kom met U en ons medemens. Dat ons harte skoon en rein voor U sal wees. Maar dis my gebed vandag. En dat U woorde in hierdie porsie, hierdie gedeelte wat ons vandag bestudeer het in Deuteronomium 1 en Jesaja 1 en Matteus 24, dat ons hierdie gedeeltes van die skrif sal deel maak van ons lewens en dat ons sal transformeer ooreenkomstig U plan en U wil in ons lewens. Vader, dis my gebed en ek bid dit in Yeshua se wonderbare naam en my gees roep uit. Halleluja. Halleluja. Mense, baie dankie. Dankie vir vandag. Mense, ek raak opgewonde oor dit, man. Hierdie is my belangrik en ek wil hê jy moet dit snap, asseblief. Miskien moet jy die boodskap vir iemand stuur wat Vader nou op jou hart lê. En dit gaan nie vir my oor views nie, dit gaan vir my oor hierdie woord moet uitkom sodat niemand verlore mag gaan nie. Anders, as Vader nou vir iemand wys, Vader bring dalk nou 'n gesig voor jou en jy sê nee, ek is nie lus vir 'n fight nie. Maar as jy bloed op jou hande, as jy die boodskap stuur, as jy bloed op hulle hande, dan moet hulle reageer. Ons vra vir Vader om jou te seën op hierdie pragtige Shabbat. Hemelse Vader, ek bid nou en ek seën U volk dat U aangesig oor hulle verhef sal word. En asseblief, Abba, ons genadig sal wees. Ek bid nou dat U aangesig oor hulle sal skyn en hulle die vrede sal gee wat alle verstand te bowe gaan. En U woord sê, as ons volk so seën, dan sal U afstap, soos wat U gedoen het in Exodus 3. U sal afstap en ons mense op dieselfde manier kom seën. En ons doen dit vandag in die kosbare naam van Yeshua, ons Messias, ons verlosser en ons saligmaker. En my gees roep uit, halleluja. Mense, baie dankie, Frik Weideman, tot 'n volgende keer, Shabbat Shalom. Hey, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, vrede, vreugde, lig en hoop. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, tot volgende Shabbat weer.